Ek is Josef Oosthuizen. Ek gesels vandag weer met Dani Malan. Ons gaan nog voort om oor manlike Christendom te gesels aan die hand van Zachary Garris se boek Masculine Christianity. Ons bespreek nog die 7de hoofstuk. Ons het die vorige keer die eerste aflewering gedoen van die hoofstuk 7. Dit is nogal 'n gewigtige hoofstuk met baie inligting. So ons gaan nou aan en ons gaan begin in hierdie 10de episode dan oor manlike Christendom om die derde beswaar teen die siening van dat manlike gesag in die huis begin dit aan te spreek, want daar is 'n hele klomp besware en ons behandel van nou af die derde beswaar. So Dani, miskien wil jy net so vinnig weer beskryf wat die vorige besware was teen hierdie siening van dat manlike gesag in die huis begin en dan ons inlei in hierdie derde beswaar. Ja, dankie Josef. So net vinnig weer om te hersien wat ons laas gedoen het. Ons het laas gekyk na die huistafels. So dis 'n klompie tekste wat spesifiek gaan oor hoe dinge georden moet wees in die huis. Nou dit gaan ook dis in die huwelik tussen ouers en kinders en dan interessant ook tussen slawe en hulle meesters. En ons het gesien hoe dit alles gesagsverhoudings is. En dan het ons 'n klompie goed daaruit geleer uit hierdie tekste uit. Dit was nou Efesiërs 5 en Kolossense 3 en dan ook 'n bietjie in 1 Petrus 2. So daar het ons nou gesien hoe die skrif duidelik leer dat daar is manlike hoofskap en gesag in die huis. Nou toe het ons gekyk na die egalitaire ouens se besware hierteen en daar's 3 besware wat Zachary in sy boek hanteer. Die eerste beswaar was dat kephale, dis die Griekse woord vir hoof, beteken nie gesag nie, maar bron. En dan probeer hulle daarmee sê, so dat is nie 'n gesagsposisie wat die man het oor die vrou, as die Bybel praat van die man is die hoof van die vrou, net sê maar net die man is die bron van die vrou. En ons het dit nog gekyk en dan sien mens dat dit is nie so nie. Ons het ook, daar's ook 'n aanhaling gewees uit een van die woordeboeke wat net eenvoudig sê, one who is of supreme or preeminent status in view of authority to order or command. En ons het gesien dat al die ander plekke, klompie ander tekste, so dis Efesiërs 1, 4, 5, Kolossense 1 en 2, waar dit gebruik word vir Christus, dan sien 'n mens hoe dit te doen het met hy het gesag. Hy werk met gesag. So die manier hoe die woord gebruik word in die skrif wys daar is wel gesag. So en Wayne Grudem het ook 'n deeglike studie daar gedoen wat hy dieselfde vind. Nou die tweede beswaar was dat Paulus beveel wederwysige onderdanigheid. En dit is nou op grond van Efesiërs 5 vers 21 dat ons aan mekaar onderdanig moet wees. Nou weer onthou hoe dit opbou is hy praat van dat Christene moet aan mekaar onderdanig wees en net daarna dan sê hy so vrouens wees onderdanig aan julle mans, kinders wees onderdanig aan julle ouers en slawe wees onderdanig aan julle meesters. So dan is hy besig om te sê, wat bedoel hy daarmee? Met hierdie wederwysige onderdanigheid. Ons het ook gesê, dis ietsie wat jy kan sê, maar sodra jy probeer vra, maar wat beteken hierdie, dan maak dit net glad nie meer sin nie. So dit is soos om te sê, Josef, kom ek en jy sit al twee tegelijkertijd ons hande onder mekaar. Dit werk nie so nie. Jy kan of onderdanig wees, die een is onderdanig, of die ander een is onderdanig, maar een gaan onderdanig wees. Jy kan nie albei aan mekaar tegelijkertijd in dieselfde hoedanigheid onderdanig wees nie. So dit maak ook nie sin nie. Ja, so dan is daai bevel in Efesiërs 5 vers 21 dat daar verskillende gesagstrukture in die gemeente is. En in daai konteks waar in 'n gesagstruktuur waarin jy jouself bevind, moet jy onderdanig wees. Ja. Wel, in die gemeente, maar ook in die huis. Hierdie hoofstuk gaan ons nou eintlik bietjie meer oor die huis. So in die huis is daar verskillende gesagsstrukture en waar jy jou dan bevind onder gesag, daar moet jy onderdanig wees aan die gesag. Maar dit is ook geldig soos wat jy praat van ook in die gemeente en in die samelewing. Ons almal is ergens onder gesag. Almal is ergens onder gesag. Jy kan nie, daar's nie een persoon wat totaal en al vry is van gesag wat voor hom is nie. En so is dit net waar jy onder gesag is, wees onderdanig aan daai gesag. So dit ek dink dis waar dit daaroor gaan. Maar goed, dan het jy beswaar 3
Paulus se hermeneutiek beweeg ons verby die onderdanigheid wat begrond is in die Grieks-Romeinse kultuur. So dit is nou, hierdie episode gaan nou verder van hierdie punt af, by beswaar 3. Nou hierdie is nogal 'n interessante idee. Hy praat van Howard Marshall en Gordon Fee as twee ouens wat dit nogal aanvoer. En hulle argument is dat Paulus werk, terwyl hy daai skryf, werk hy nog binne die raamwerk van die Grieks-Romeinse kultuur, rakende oor die huwelik en oor kinders en slawerny. Maar hy wil eintlik hê dat ons moet verder gaan as dit wat hy skryf. So, hierdie is die kultuur, maar hy is besig om, sonder om dit uitdruklik te sê, moet jy eintlik so tussen die lyne verstaan dat sy hermeneutiek sê ons moet so werk dat hierdie dinge beëindig, dat dit ophou. Slawerny moet ophou, gesag in die huwelik moet ophou. Nou, ek het nog nie gesien dat hulle uitdruklik sê ook gesag tussen ouers en kinders moet ophou nie. Maar ek dink mens kan tog sê, in ons tyd is dit baie keer dat die manier hoe opvoeding gedoen word, kom maar daarop neer, dat die ouers is amper onderdanig aan die kinders. Ja. Die kinders slaan die gitaar en hulle almal moet net spring op grond van wat hulle wil hê. So hulle raak die gesagsfigure. Maar dit word normaalweg meer in hierdie beswaar toegepas op 2 van die 3 gesagsstrukture wat hierna verwys word, op slawerny en dan ook op die huwelik. Om te sê, Paulus wou eintlik hê, ons lees hier hoe Paulus sê hoe slawe gehoorsaam moet wees aan hulle meesters, maar hy wou eintlik hê ons moet tussen die lyne deur lees dat slawerny moet stop. Ja, slawerny is absoluut sonde. Ja, en dan as dit kom by die huwelik, nou sê hy sê uitdruklik, sê hy dat die vroue moet onderdanig wees aan hulle manne, en hulle manne is hoofde is die hoof van hulle vrou, maar hy wil eintlik hê dat daai moet ophou, daar moet nie meer gesag wees nie. So, een van die voorstanders het geskryf, the recognition that slavery is incompatible with Christian faith goes beyond the explicit teaching of Scripture, while being fully scriptural. We now recognize, as the biblical writers were not yet able to do, that slavery is inconsistent with the biblical understanding of humanity in creation and redemption. Nou, hierdie is 'n paar interessante goedjies wat hy hier sê. So die ene is, byvoorbeeld dat hy sê, dat wat hier geskrywe is, gaan die Christelike geloof gaan verder as wat die skrif leer, al is dit wat geleer is getrou met die skrif. So dis amper asof die skrif word teen homself gesit in die kruit. Ja. Dat die skrif sê aan die een kant ja, maar die skrif is sy eie opponent wat ook sê nee. Dis so 'n interessante vreemde idee om aan te dink. Maar ook hierdie wat hy sê, so ons besef nou meer as wat die Bybelse skrywers besef het. So daai laaste stukkie, we now recognize, as the biblical writers were not yet able to do, that slavery is inconsistent with the biblical understanding of humanity in creation and redemption. So, ja. Die Bybelskrywers, onder inspirasie van die Heilige Gees, het nie verstaan dat dit wat hulle skryf is nie in lyn met die Bybel homself nie. Ja, met God se wil nie. Met God se wil nie. So. So Maar is dit eintlik alleen? Ja, sorry, die Heilige Gees het hierdie ouens geïnspireer om goeders te skryf wat nie in lyn is met dit wat die Heilige Gees eintlik wou hê moet gebeur nie. Ja. Te sien hoe jy is besig om nie net die skrif teenoor mekaar te sit nie, maar omdat die skrif deur die Gees geïnspireer is, het jy uiteindelik die Gees ook, dat hy is besig om hierdie snaakse ding te doen, dat hy wil nie eintlik hê dat hierdie moet gebeur nie, maar hy inspireer hulle om te sê, om opdragte te gee, wat hy eintlik nie wil hê moet gebeur nie. So dis so 'n vreemde idee hierdie, en ek dink dis nie getrou in die skrif nie. Ja, en die ander ding wat ek ook agterkom is dat daar 'n stelling gemaak word dat slawerny absoluut sondig is. Nou, daar is ouens wat al eintlik baie oor die konsep van slawerny geskryf het in terme van hoe die Bybelse siening van slawerny.
Natuurlik, die uitbuiting van mense en die misbruik van mense en so aan is natuurlik sleg en boos en so aan. Maar die regte siening van slawerny, soos die Bybel dit verwoord, is nie sondig nie. As mens nou dink vandag aan 'n werknemer, werkgewer, die werknemer is in 'n sin 'n slaaf, want sy tyd word gekoop. En daar is op 'n stadium, ek dink is John Murray wat hierdie definisie gegee het van die Bybelse siening van slawerny is daar's 'n baas of 'n eienaar of wat ook al wat die arbeid besit van die persoon. En in daai opsig het ons nog steeds slawerny, jy weet by werkgewers, werknemers en so in daai sin. Natuurlik in die Ou Testament het dit baie keer selfs verder gegaan, waar jy eintlik die persoon al sy tyd besit het. Maar die as 'n eienaar die slaaf sleg behandel het, dan sou hy dan ook gestraf gewees het vir dit. Dit hang af wat is sleg behandeling. En maar ek kry baie keer hierdie ironiese siening is dat wat ek sien hierso is dat die misbruik van mense, die slegte slawerny word in die skrif ingelees van buite af. Ja. En dan sê dit is die skrif se siening. En dan word dit dan misbruik om dan uiteindelik te kom by daar's nie 'n gesag in die huwelik nie. Ja, want daar word lelike slawerny en dan word dit nou dis dan nou waar mense beroof is. Ja, mense diefstal. So mense diefstal, so dat hulle dink daaraan, hulle dink aan mense diefstal. Hierso het hulle gekom by 'n ander land en mense is gesteel. Hulle is op die skepe gesit en dan is hulle gaan opgesmous in 'n ander land en daar is hulle uitgelewer en kan die eienaar hulle maar so verniel en seermaak en doodmaak net soos wat hy lus het. So dis baie keer wat in mense se koppe leef as hulle hoor slawerny. Ja. Maar as jy die Ou Testamentiese wette lees, dan word daai goeters word direk aangespreek. So jy het tekste wat sê as jy iemand roof, as jy iemand menseroof pleeg, dan word jy met die dood gestraf. Ja. Dis so ernstige sonde, dit bring doodstraf. So dit moet al klaar vir jou sê, hierdie wat in die Ou Testament beskryf word, is iets heeltemal anders as wat jy dalk nou aan dink. Dit is nie dieselfde as daai van hoe skepe kom en hulle roof 'n klomp mense en hulle gaan verkoop hulle soos diere nie. Ja. En hulle kan maar geslaan word en doodgemaak word nie. Maar dis ook wat jy, 'n ander wet wat jy nou na verwys het, is as die eienaar sy slaaf slaan en hom verniel, dan mag die slaaf vrygaan. Hy mag ook van sy eienaar af weghardloop. Ja, En as hy weghardloop, dan mag die wat hom ontvang, die ander landsburgers, ontvang die slaaf, hulle mag hom nie weer teruggee aan sy meester nie. Hulle moet hom beskerm. Ja. So dis net iets wat heeltemal anders is. Ook hoe ontstaan dit? Nou jy het twee redes vir hoekom iemand in so 'n tipe diensverhouding kan wees. Die ene is as jy hiersoos ek besig om my stukkie grond te werk en ons het 'n mishoes, totale mishoes. Nou kan ek nie meer vir my gesin sorg nie. Dan kan ek na my buurman toe gaan en ek kan sê ek gaan vat my en my gesin dan nou ons gaan nou vir jou werk. So ek word sy slaaf. Ja, sal jy my asseblief in diens stel? Ja. Sal jy asseblief vir my sorg want ek kan nie meer vir myself en vir my gesin sorg nie. So jy gaan werk dan vir jou naaste maar hy kry dan die verpligting om jou te versorg en vir jou behuising te gee en so aan en so aan. So dis eintlik iets baie moois wat armoede aanspreek. Ja. En so daar is dis nie nodig dat mense op straat staan en bedel nie, want hulle kan gaan werk. Dis 'n werkgeleentheid. Hy kan gaan werk vir 'n ander boer en dan moet daai boer hom versorg. Hy moet vir hom kos gee. Ja. Hy moet vir sy kinders sorg. So hy kan nog steeds eerbaar sy gesin onderhou al het hy uitgeboer. En dan wat is dit nou weer 49 jaar? 49 jaar. Ek dink in die 50ste jaar. In die 50ste jaar. Ja. So
dan moet almal weer vrygelaat word. Ek Ja. is nou nie 100% meer seker oor die syfer nie, maar Ja, die grond wat verpand is, moet teruggaan na die oorspronklike eienaars toe en al die slawe gaan vry. Dis 'n heel ander stelsel as Ja. wat mense vandag hoor. Nou ek het nou gesê daar's 'n ander manier ook, want jy het ook dat die vyande wat gevange geneem word, hulle kan ook slawe word. En by hulle is die wette bietjie anders. ja, Maar dit is om te sê, wat moet jy doen met hierdie ouens? Hulle is vyande. Moet jy hulle almal altyd uitwis? ja, wegjaag. Wat in 'n oorlog. So Ja, hier's 'n oorlogssituasie. Moet jy ten alle tye alle vyande doodmaak. Want daar is party volke wat met bandvloek getref is, maar hulle mag nie almal met die bandvloek tref nie. So dan moet jy iets doen met die vyande en dan in daai konteks van oorlog, van hier's 'n kwaadoener, 'n ander volk wat 'n kwaadoeners is, en is in 'n sin is dit 'n vonnis oor hulle, dat hulle dan moet dien as slawe. Maar weer, daar is die moontlikheid dat jy kan loskom. Ja, en ek dink slavernij. selfs daar, nee, in die tyd van Dink so. Israel in Kanaan, dit was 'n direkte opdrag van die Here dat die Here nou sy straf uitoefen oor daai volke en nasies. Natuurlik ons weet as Jesus gaan terugkom eendag gaan daar ook so 'n tipe oordeel wees. In die sin van almal gaan geoordeel word. Dan gaan daar skielik hierdie einde wees aan hierdie bestel. Nou in daai tyd was dit 'n direkte opdrag van die Here aan Israel om dan sy straf uit te oefen. Ja. Dis in die Here se raad, dis wat hy besluit het. Hy kon dit al lankal voor die tyd gedoen het. Jy weet hy kon net na Adam gesondig het, net daarna kon hy almal uitgewis het met die vloed kon hy seker gemaak het daar's niemand nie en hy het in sy barmhartigheid besluit hy gaan wel nog mense red vir die ewigheid. En dan as mens sien hoe selfs daai vyande se lewe gespaar word en eintlik in 'n sin 'n tyd van barmhartigheid voorgegee word, tyd van bekering, dat hulle slawe kon wees in Israel onder die bediening van die woord. Dan as mens dit in daai lig sien, dan sien mense dit in 'n dis net genade, barmhartigheid. Dit hoef nie so te gewees het nie. Ja. En ek dink as mens so kyk na byvoorbeeld as mens nou kyk na Nuwe Testament tekste, ook hierdie wat ons nou oor praat oor dat die Nuwe Testament skrywers sou volgens nou sekere ouens 4 en so aan hulle wou eintlik nie gehad daar moet slawerny wees nie en absoluut nie wees nie. En mens sien maar slawerny, die slegte slawerny is word baie verbind aan mense diewery, nê? En wat interessant is in 1 Timoteus 1 vers 10 dan sê dit dan gee dit die lys van mense wat wetteloos handel en dan word mense diewe word gelys daar. So wat ek probeer sê is nou is dit asof dan Paulus aan die een kant praat slawerny goed en dan sê aan die ander kant dat mense dief is sleg. So dis baie duidelik, dis verskillende slawerny konsepte wat hier so voorkom. Die ene waarvan Paulus praat is die goeie slawerny. As hy dit in 'n goeie lig stel, waar die mense dief ene is verkeerd. Jy kan nie dit doen nie. Ja. Maar goed, ons moet seker nog uitkom by die beswaar se detail. Ja. Ag so, ek dink die hoofgedagte hier in hierdie beswaar is eintlik 'n snaakse botsing wat hulle skep in die skrif en dan per implikasie dan ook uiteindelik in die werk van die Gees, dat hy is besig om iemand te inspireer om iets uit baie duidelik te beveel wat hy eintlik ook nie wil hê moet gebeur nie. So sodra jy net daai bietjie uitpak, dan hoor jy, hoe maak hierdie sin? Hoe maak hierdie sin dat Paulus is nou besig om te sê, doen wat ek sê, maar ek wil eintlik hê, jy moet nie doen wat ek sê nie. Jy moet eintlik tussen die lyne lees. Ja. Jy moet uiteindelik moet die kerk so groei dat hulle nie meer doen wat ek sê nie. So dis so 'n vreemde. Ja, het God regtig gesê. Jy weet, dis eintlik wat hier so gesê word en ek dink daai eenstelling wat die inhou gemaak het en dit is nou spesifiek daar Galasiërs 3 vers 28, want dit is nogal 'n strydteks, lyk dit vir my. Waar hy dan sê Paulus se nuwe skepingsteologie forceer ons verby die sosiale strukture. So en dit is maar wat jy nou ook gesê het in daai Galasiërs 3 vers 28 wat sê daar is nie meer Jood of Griek nie, daar is nie meer
slaaf of vry man nie, daar is nie meer man en vrou nie, want julle is almal een in Christus Jesus, en dan word daai teksvers gebruik om te sê basies, daar is nie meer gesag nie. Wil jy miskien daai teksvers, miskien die regte interpretasie daarvoor ons gee? Ja, dit is so interessant, want hierdie teks word in verskillende kontekste op dieselfde manier verkeerd gebruik. So, Ja. jy kry party ouens wat sê, daar mag nie meer verskillende volke wees nie. Ja. So, jy mag nie sê jy is 'n Afrikaner nie, jy mag nie sê jy is 'n Skot nie, jy mag nie sê jy is 'n Zulu nie. Ons moet almal een volk word. En ook is daar die gedagte dat in 'n gemeente konteks kan nie 'n gemeente wees wat in 'n spesifieke taal aanbid, wat maak dat ander volke kan nie daar deelneem nie. Jy is veronderstel om op 'n manier met die samelewing nou groei na 'n een gemeenskaplike taal toe, sodat almal saam in een erediens kan aanbid. So dis so 'n interessante ding, want dikwels sal daai gedagtes dan ook teruggaan na hierdie teks toe, om te sê, want daar staan mos, daar's nie meer 'n Jood of 'n Griek nie. Ja. So omdat daar nie meer 'n Jood of 'n Griek is nie, dan beteken dit in die kerk mag daar nie meer iets wees van 'n volk of 'n kultuur in 'n Christen konteks nie. So daai is iets wat eintlik ook uitgewis moet word. Daai verskillende tale, verskillende volke, verskillende kulture. Maar dan hier is nou ook dieselfde met slaaf of vryman, daai verhouding, en dan uiteindelik ook nie meer man en vrou nie. So die verskil tussen man en vrou is ook uitgewis nou deur die evangelie. Ja, so ek wonder dan hierdie siening oor die nie meer slaaf of vry man en dan nie meer man en vrou nie. As jy daai nou in 'n sekere rigting wil verstaan en jy wil konsekwent wees, dan gaan jy dan ook uitkom by die ding van nie meer volke nie, as jy daai sin net so vat. En ek wonder of die ouens daar inkonsekwentheid besef het en dan moet hulle dan ook by daai ding uitkom van geen meer verskillende volke nie. Absoluut. Ja, want dis wat ook interessant is dis nie noodwendig dat die ou sê dit in al drie kontekste nie. So hy sal sê, nee, daar is nog 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou. Dit bly. Ja. So as ons praat oor 'n man en 'n vrou, dan beteken hierdie teks iets anders, maar as dit kom by volke, dan is die verskille uitgewis. Of hulle sal sê, nee, daar is verskillende volke, maar as dit kom by man en vrou, dan is die verskille uitgewis. Ja. So die vraag is dan nou, wat beteken hierdie teks in sy konteks? En dan sien mense dat deur geloof in Christus is daar eenheid tussen Jood en Griek in hom. Ja. So waar in die Ou Testament moes jy eintlik 'n Jood word om te kan gaan na die heiligdom. Jy kan nie deelneem aan die aanbidding van die Here so net as terwyl jy 'n Filistyn is. Jy moet eintlik jou Filistyn volk en taal en kultuur, jy moet dit alles opgee en jy moet 'n Jood word. In die Nuwe Testament is juist dit wat dit so mooi maak, is ek kan nou Afrikaner bly. Ek hoef nie 'n Jood te word nie. Dis die ding, ja. Ek kan 'n Afrikaner bly, maar in Christus is die Jood en die Griek, is die Afrikaner en die Jood, of hoe ook al, is een in Christus. So daar's 'n geloofseenheid, 'n geloofsband wat ons met mekaar verenig. So daai afstand wat daar was vir my voorgeslagte wat kom van barbare af en so. Ja. Daar sou afstand wees in hulle as dit kom by die aanbidding, maar dis weg. Daai middelmuur van skeiding is weggeval. Ja, daar in Galasiërs 3 vers 26, so dis nou net 2 verse voor dit, dan sê dit presies wat jy nou sê, want julle is almal kinders van God deur die geloof in Christus Jesus. Want julle almal wat in Christus gedoop is, het julle met Christus bekleed. So dis die konteks. So dit gaan werklik hier so die eenheid in Christus. In daai sin bring jou stand in die samelewing of hoe die Here jou geskep het, dit benadeel jou nie in terme van jou kindskap met God die Vader nie. Ja. En so ook as jy nou dink aan man en vrou, daar was opsigte waarin die vrouens nie deelgeneem het nie. So dink byvoorbeeld aan die besnydenis.
So die teken van die verbond daar is net bedien aan die manne, aan die seentjies en aan die mans. En in die Nuwe Testament het jy ook daar kry die doop kry die vrouens ook. So daar is iets van die ou bediening van die verbond na die nuwe bediening van die verbond, is dit meer insluitend. Maar dit wis nie die verskille uit nie. Ja. So dis meer insluitend sonder om die verskille uit te wis. Want anders is jy eintlik, dink ek, sê nou maar, vat nou weer as dit kom by die volke. As dit is dat dit wis alle verskille uit, hoe is dit eintlik anders as in die Ou Testament? Ja. Want in die Ou Testament moes jy Jood word. So as dit in die Nuwe Testament alle verskille uitwis, dan is dit eintlik maar nog steeds terug by Ja. ons almal moet een word. Ja. Dieselfde wees. So hierdie teks is nie besig om dit te sê nie. En ook as jy dit sou lees, daar is nie meer 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou nie. Hier is dieselfde Paulus, wat op baie ander plekke baie duidelik sê, daar is 'n verskil tussen 'n man en 'n vrou. So hy is dan weer besig, onder inspirasie van die Heilige Gees, is hy besig om met een plek A te sê, en op 'n ander plek nie A te sê. Ja. Hy is besig om homself te weerspreek. Dit kan nie wees nie. Ja. So kom ons gaan dan, so daai is nou die beswaar 3, maar nou gaan die hoofstuk verder en dit beskryf dan die begronding van 'n manlike hoofskap in die Ou Testament, en dan word onder andere Numeri 30 vers 1 tot 5 daar bespreek. Wil jy 'n bietjie daarop uitbrei? Ja. Kan ek net nog 'n laaste slotopmerking maak oor die vorige ene, want ek dink dit is nogal belangrik dat ons mooi moet pas op om, en ons gaan dit nou sien in die volgende hoofstuk ook, waar daar gereeld gegaan word, maar dis die kultuur. Dit is die kultuur van daai tyd en ons gaan nou oor. En so vra net partykeer, wys dit vir my in die teks. Ja. Wys my in die teks hoe Paulus besig is om hierdie te koppel aan die kultuur. Dis so belangrik, want as die teks nie self vir jou sê hier is gekoppel aan kultuur nie, maar ons kan maar net arbitrair besluit. Ja. Hierdie teks, wat as jy dit lees, dan sê dit nie dit is 'n kultuurding nie, maar hierdie teks is 'n kultuurding. Dan hoe op grond waarvan gaan jy nou sê nie enige opdrag wat jy nou nie so baie van hou nie, is uiteindelik sê maar net, wat, is nog 'n kultuurding. Ja. So, hoe gaan ons, wat is die standaard? Ja. Die standaard moet in die teks self wees. Ja, dit kan nie 'n kultuur wees nie. Ja, dit kan nie ons wees wat kom vanuit ons kultuur en sê ons kultuur is die standaard, so wanneer die skrif iets anders sê of beveel as wat vir ons normaal is, dan is ons normale is die standaard op grond waarvan ons dan nou sê, maar dit wat die Bybel nou sê is irrelevant, dit is nou die ou goeters. Ja. So jy moet sê, waar sien jy dit in die teks? Anders kan jy maar net enige opdrag in die skrif so hanteer. Dis reg. Enige opdrag. En dan is daar nie meer enige bindende bevele nie. Ons almal gaan in verskillende rigtings gaan, en dit sê net, hierdie is kultuur, en jy gaan sê die ander ding is kultuur, en daar's niks wat bindend is in die woord van die Here nie. Ja, dan doen elkeen wat reg is in sy eie oë. Ja. Ons weer terug by Rigters. Ja. Goed, maar jy het nou gepraat oor Numeri 30, so dit is nou die Ou Testament as begronding vir manlike hoofskap. So hy het eers gegaan na die huishoudelike nou vergeet ek die term, die huistafels. Die huistafels, reg, ja, maar ek het ook die woord vergeet. So hy het eers gepraat aan die huistafels in hierdie hoofstuk, en nou praat hy oor die Ou Testament, en ons daar 'n paar interessante tekste. Hierdie in Numeri 30 is nogal baie interessant, so dit is, onthou die tema gaan weer oor manlike hoofskap in die huis. Dis reg. En nou het jy in Numeri 30, lees ek die eerste 5 verse, ons kan eintlik aangaan tot by vers 8, of 9, maar ons lees net die eerste 5. En Moses het met die stamhoofde van die kinders van Israel gespreek en gesê, dit is die taak wat die Here beveel het, die saak wat die Here beveel het. As iemand aan die Here 'n gelofte doen of 'n eed sweer waardeur hy homself verbind om hom van iets te onthou, moet hy sy woord nie breek nie. Hy moet handel volgens alles wat uit sy mond uitgaan. Maar as 'n vrou van die Here 'n gelofte doen
of haarself verbind om haar te onthou terwyl sy in haar vader se huis is in haar jeug, en haar vader van haar gelofte hoor of van die onthouding waartoe sy haarself verbind het, en haar vader swyg teenoor haar, dan sal al haar geloftes van krag wees. En elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, sal van krag wees. Maar as haar vader haar terughou op die dag wat hy daarvan hoor, sal al haar geloftes en elke onthouding waartoe sy haarself verbind het, nie van krag wees nie. En die Here sal haar dit vergewe, omdat haar vader haar terughou het. Dis baie interessant. Ja, So, wanneer iemand 'n eed sweer, of hom verbind om iets te onthou, dis nou die man. so hier's 'n man, hy doen dit, hy is gebind, daar's geen hy moet doen wat hy beveel het, wat hy gesweer het. Maar as sy dogter dit doen, dan het die pa die gesag om te sê nee. Ja, So hy kan dit die eed wat sy gesweer het, hy kan dit tot niet maak. Hy het die gesag van die Here gekry in Numeri 30 om dit te doen oor sy dogter. Nou, iets anders wat dit ook sê, is in Deuteronomium 22 vers 28 tot 29, dan lees mens van 'n paartjie wat met mekaar geslaap het, en normaalweg sou hulle dan moes trou. Maar behalwe as die pa nee sê. Die pa het die gesag om te sê, Ja. nee, ek gaan nie my dogter vir hierdie man gee nie. En dan trou hulle nie. Die man moet dan nog steeds aantal geld gee vir die pa, want sy dogter is nou nie meer 'n maagd nie. Dit het Ja. gevolge. Maar ja, dit is ook interessant, dat die pa het die gesag om te besluit of sy dogter mag trou of nie. In hierdie konteks. sure. Ja, dit is insiggewend. Ja, Ja, dit is baie insiggewend. So dit wys jou die dogter is nog onder die gesag van die pa totdat sy oorgegee word deur die pa in die huwelik. ja. Nou, ons het nou net Numeri 30 gelees tot by vers 5. As jy vers 6 tot 8 verder lees, dan is dit presies dieselfde, maar dan is dit nou oor sy vrou, oor die getroude vrou. Dis reg. So waar die pa het gesag oor sy dogter, en die man het gesag oor sy vrou. Die vrou is onder haar pa se hoofskap, of onder haar man se hoofskap. Die enigste uitsondering daarvoor kry jy net in die laaste vers in hierdie perikoop, in vers 9. En dit is 'n weduwee of 'n vrou wat verstoot is. Ek dink mens kan dit daar lees wat die man het van haar geskei. Ja, So dis die enigste uitsondering, vers 9 staan daar, maar die gelofte van 'n weduwee of van 'n vrou wat verstoot is, alles waardeur sy haarself verbind het, sal vir haar van krag wees. So sy is sonder 'n hoof. ja, dis reg. Sy het nie meer 'n man as 'n hoof oor haar nie. En so as sy dan 'n belofte maak, dan is dit van krag. So as jy 'n weduwee is, en maar jy's 'n jong weduwee, dan so ek dink is 'n geldige afleiding, dan gaan jy nie weer onder die hoofskap van jou pa nie. Ja, Want anders sou hy dan weer die beloftes tot niet kon maak. Ja. Maar hy is nie dit nie, so ook as jy geskei is. ja, want daai vrou wat getrou het en sy saam met haar man 'n nuwe huisgesin gevorm het, 'n nuwe gesagstruktuur, met die man as die hoof, en nou gaan die man dood of daar's 'n skei, dan is dit nie 'n verwisseling weer van gesag dat die vrou nou as weduwee nou teruggaan onder die gesag van haar pa nie, want sy is in 'n nuwe eenheid, apart van haar haar vorige huisgesin, apart van haar vader se huis. So hierdie is belangrike beginsels, dink ek ook. En dit moet ook so wees, want kom ons sê die kinders is dood, die pa is dood, en nou sit die weduwee met kinders, en mense sou aanneem dat die weduwee terug gaan na haar pa se huis, dan gaan daardie oupa of die pa gesag hê oor daai kinders. Ja, En dit is nie hoe die skrif het reël nie. Daai weduwee is nog die ene met die gesag oor die kinders, en sy besluit dan hoe die dinge in die huisgesin gereël moet word. ja. Nou, iets wat mense hier moet sien, is dit is nie 'n stand om na te strewe nie. Ja, Dit is 'n baie hartseer toestand, as jy 'n weduwee is, of as jy 'n verstote vrou is. ja, dis 'n goeie punt. En dis nogal die
die hartseer hiervan is van die feminisme probeer die vroue oortuig, jy moet lewe asof jy 'n weduwee is. Dat jy het nie, jou man is nie jou hoof nie. Ja, Of jy moet lewe asof jy 'n verstote vrou is. Dus so hulle wil hê die gesagsverhouding moet heeltemal tot niet gemaak word, asof daar is nie meer 'n hoof nie. ja. So dis 'n baie hartseer stand, want die plig van die man, van haar man, was om haar te beskerm en te versorg. Dit was haar plig. Sy het nie meer so een wat haar beskerm en versorg nie. So in daai sin is hy heeltemal uitgelewer, en dan het ons al ook daarna verwys dat in die Ou Testament word die volk gereeld aangekla daaroor dat hulle nie die weduwees versorg en beskerm nie. En hoekom het die volk die weduwees versorg en beskerm? Want hulle het nie meer 'n man of 'n pa wat dit doen nie. Dis hoekom hulle 'n weduwee en 'n weeskind is. Dit word nooit gesê oor die weewenaar nie. Die weewenaar kort nie versorging en beskerm nie, want hy is die man. Hy het dit nie nodig nie. Maar hier is nou 'n vrou, in hierdie geval die weduwee, wat sonder 'n man is, en ons wil nie sê, ons wil graag weduwees wees nie. En ons wil graag sonder versorging en beskerming wees nie. So, in slot is dit maar net, die gevolgtrekking is, dis nie net in die Nuwe Testament, waar daar manlike hoofskap in die huis is nie. Jy sien dit ook baie duidelik in die Ou Testament, en dan word dit in die Nuwe Testament net weer bevestig. Ja, dis hier lyn deur die skrif. Ja. So wat leer ons dan uit hierdie dele uit, van die Ou Testament en Nuwe Testament? Wat kan ons hiervan wegvat? Ja, so hy gee vir ons 4 dinge, wat ons dan leer uit hierdie dele uit. Eerste ene, die man is die verbondshoof in die huwelik. Die klem is op die huisgesin en nie op die individu nie. Manne is die gesagvolle verbondshoofde oor hulle huise, en so ook oor hulle vroue. En in terme van gesag is die man en die vrou in die huwelik nie gelyk is nie. Hierdie gesag kom van God af. Dit is goed en mooi. Dis nie iets om teen te rebelleer nie. En die gesag is gegee vir 'n spesifieke plig, of met verantwoordelikheid. Ons die twee moet ook nie van mekaar losgemaak word nie. Gesag en die plig en die gesag. Ja, dis reg. Die man het gesag oor sy vrou, waarmee hy haar moet lei, beskerm en versorg. Hy het meer as net 'n troefstem, wanneer hulle van mekaar verskil. Hy het werklike gesag oor haar, wat hy moet uitoefen, soos wat hy besig is om sy pligte na te kom. Nou, so wat behels hy dan aan die man, die verbondshoof is? 2 punte. Die verbondshoof is die geestelike leier van die gesin, en die verbondshoof moet sy gesin beskerm en vir sy gesin voorsien. Ja, dit is sy verantwoordelikhede. Ja, want gesag kom altyd met verantwoordelikhede. En ek dink baie keer is dit ook wat gemis word. Mense wil die gesag hê sonder die verantwoordelikhede, en daai is verbind aan mekaar. En ek dink dit is goed as ons as mans hoe langer hoe meer besef, die Here het vir ons daai gesag gegee, en daarom het ons die verantwoordelikheid. Ons kan nie verantwoordelikhede afskuif na die vrou en na ander mense wat die Here vir ons dan gegee het nie. Dit is 'n ingeskepte gesag. Dis maar hoe dit is. Ja. En daarom het ons ook die verantwoordelikhede. Ja, mens kan dit van albei kante toe afvat, nee. So jy kan sê, die Here het vir my hierdie pligte gegee en daarom het ek gesag. Of die Here het vir my hierdie gesag gegee en daarom het ek hierdie pligte. Ja. Die twee is aan mekaar gekoppel. Ja. Nou goed, daai laaste 2 wat ek genoem het, is dan die volgende 2 dinge wat ons ook hieruit leer. Is die eerste ene was dat die man is die verbondshoof van die huwelik. En dan die tweede ding wat ons leer is, die man as verbondshoof is die geestelike leier van die huis. Die man het die plig om sy gesin geestelik te lei. Hy moet sy gesin lei na Christus toe in gebed en skriflesing, eredienste, bywoning en aanbidding. Hy is verantwoordelik vir die geestelike gesondheid van sy vrou en van sy kinders. Hy het die verantwoordelikheid om alle daarin om te sien. Oor die vrou sien mense dit mooi in Efesiërs 5 vers 25 tot 27, ook as daar gesê word oor hoe Christus dit doen met die kerk. Dis reg. En so met die manne dit doen vir hulle vroue. Op die kinders lees mens wel in die 5de gebod dat die kinders moet gehoorsaam wees aan albei ouers. So hulle moet albei hulle ouers eer. So die kinders albei ouers het 'n plig teenoor die kinders en die kinders het 'n plig teenoor albei ouers.
Maar daar is nogal 'n uitdruklike klem op die verantwoordelikheid van die vaders. So Efesiërs 6 vers 1 tot 4 en lees ons: Kinders, julle moet jul ouers gehoorsaam wees, albei, in die Here, want dit is reg. Eer jou vader en jou moeder, dit is die eerste gebod met 'n belofte, sodat dit met jou goed mag gaan en jy lank mag lewe op die aarde. En dan verwag jy eintlik dat daar gaan kom en ouers. Moenie, maar dan staan er nie en ouers nie, dan staan en vaders. Moenie julle kinders vertoorn nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. So hier's nogal 'n baie uitdruklike klem op die vader se pligte teenoor die kinders. So dit is die man as verbondshoof het die plig om sy gesin ook so geestelik te lei. Ja, so dit is groot verantwoordelikhede wat die man het, en baie keer kan hierdie taak oorweldigend voorkom en voel. Maar natuurlik, die Here gaan nie opdrag gee as hy nie ook ons gaan toerus daarmee nie. Daar is 'n liefdevolle God wat ons sal help, wanneer ons dan die opdrag te kry, ook om dit uit te voer. Want ek dink baie keer in verskillende areas soos onderrig byvoorbeeld van die kinders, is dit in baie gevalle dat die ma's maar die hele taak en die verantwoordelikheid uiteindelik oorneem. Dit sê nie nou, as mens nou hierdie teksvers lees, dat die pa nou al die vakke moet aanbied en die inhoud en goeders gee nie, maar hy moet daar amper as skoolhoof, noem dit maar, om dit op 'n manier te verduidelik, hy moet die skoolhoof wees en bewus wees wat met die onderrig aan die gang is en ook help om mense in te kry wat miskien self sekere vakke vir die kinders leer, of wat ook al. Ja. Maar uiteindelik is dit die pa wat verantwoordelik is vir daardie besluite van onderrig. Want ons gaan nie ook nie onderrig net isoleer tot in die aand 6 tot 8 by die huis nie. Ons gaan sê dit is 'n hele lewe verantwoordelikheid is dat die pa's die kinders onderrig. So dit is weer eens daai ekwivalente of die soortgelyke teksvers is daar Deuteronomium 6 waar die kinders geleer moet word as hulle nou sit, staan en loop en ja, so is 'n hele lewe onderrig. Maar weer eens is nie dat die pa in elke minuut by die kind moet wees nie, maar hy moet die verantwoordelikheid neem vir die onderrig wat hulle ontvang. Ja. Goed, so dit was die tweede ding wat ons leer. So die eerste ene is die man is die verbondshoof in die huwelik. En die tweede ene is die man is die verbondshoof is die geestelike leier in die huis. Ja. Die derde ene is die man moet as die verbondshoof sy huis beskerm en vir sy huis voorsien. Die beskerming en voorsiening is die man se pligte teenoor sy huis. Dus die man het die plig om sy huis te beskerm en vir sy huis te voorsien, te versorg. Ons het dit al in vorige hoofstukke ook mooi gesien in Genesis 2 en 3, waar die Here aan die man die plig gee om te bewerk en te bewaak, en so ook nou in sy huis. Ja, en hierdie is ook fisies beskerm. Ja. So, die beskerming dis 'n fisiese beskerming, so as daar 'n skelm kom, dan lê dit by hom om op te staan en sy huis te beskerm in die normale orde. So dis reaktief. So dit beteken, as die skelm kom, dan reageer jy, en jy vat die wapen en jy skiet daai dief. Jy skiet die skelm wat jou huis inbreek en die lewe bedreig. So, jy kan nie, dis goed en reg, as jy dan jouself bewapen, ter wille van jou huis, om jou huis te beskerm. So dis reaktief. Ek dink ook goed, jy wil seker eers 'n bietjie gesels oor die proaktief fisiese beskerming. Ja, nog by fisiese beskerming. So dis ook proaktief. So jy moet verantwoordelikheid vat dat jou vrou en jou kinders kom nie op gevaarlike plekke nie. So jy moet mooi wys besluit oor, sê nou maar, hulle sê ons wil gaan vir 'n stappie. En jy weet jy bly in 'n baie gevaarlike buurt. Dis nou al in die nag, dan moet jy sê, nee, julle kan nie dit doen nie, ek moet julle beskerm, en hierdie is gevaarlik, julle gaan nie nou in die nag daar buite gaan stap nie, op hulle eie nie. So jy kan ook saam met hulle gaan stap, maar jy moet nou mooi, sodat jy dan kan reageer. Jy kan reageer. So jy moet sorg dat jou vrou en jou kinders, julle nie afgee om op gevaarlike plekke te kom. So dis reaktief en proaktief. Ja, so die beskerming is fisies, en ek dink baie keer as mens hoor
van die man moet as verbondshoof sy huis beskerm, dan spring mens baie keer na die fisiese beskerming. En dit moet ook gebeur. En ek dink, die samelewing wil baie keer vir mense sê, dit hoef nie te gebeur nie, die vrou kan opstaan vir haarself en so aan. Maar ten minste is die skrif duidelik, daar moet ook daai fisiese beskerming wees. Maar dan dink ek, dit waarna ons nou gaan oorbeweeg is die geestelike beskerming, wat ons baie keer naalaat, wat eintlik nog belangriker is as die fisiese beskerming. Ja. Iets wat ek nou aan gedink het, wat jy praat van die samelewing wil sê, ag, die vrouens het nie beskerming nodig nie. Want jy hierdie absurde films waar 'n vrou, 'n klein vroutjie, 'n groot, stewige, sterk, gespierde man teen hom beklei en hom totaal oorrompel en gooi sy hom so deur die lug en al. Ek kan net sien toe dat daai film geskiet het, moes daai ou was waarskynlik met toue opgelig dat hy daai aksies kan doen. Dat hy so ver kan vlieg deur die lug soos wat sy hom na kaste gooi. En dit is net absurd. Sy kan dit nie doen nie. Sy kan nie haarself beskerm teen 'n man wat haar aanval nie. Sy het nie die fisiese vermoë om dit te doen nie. Nou dis nou anders as sy bewapend is en so sê maar die man is uit die huis uit, hy is weg vir sy werk en sy is by die huis en sy het 'n wapen, dan kan sy met die wapen die inbreker dalk dan nou skiet. Maar in die normale ding is, as die man daar is, moet hy dit doen. So, en moet nie val vir hierdie idees dat die vrou, ons het nie mans nodig nie. Dis net belaglik. Maar, ja, en ek kan miskien nie daar noem, dit is hoekom bewapening of die reg tot 'n wapen eintlik 'n belangrike ding is, weer eens vir die vrou, want dit maak die speelveld gelyk. Vir 'n tekort aan 'n beter woord. Maar as daar 'n man 'n vrou aanval en die vrou te geweer, dan is die vrou en die man gelyk. In 'n sekere sin, in 'n baie beter sin, in 'n meer sin. En daarom dat dit goed is dan in daai opsig eintlik vir die beskerming van vrouens dat daar gewere is, onder andere. Ja, so daai sal ook 'n tipe proaktief wees. Proaktief, in sekere samelewings dat jy dalk vir jou vrou ook 'n wapen kry. Maar goed, die geestelike beskerming dit kom op meer as een vlak, so jy moet besef, ons moet beskerm word van ons eie sonde. So daai jou eie sonde en jou eie opstandigheid, en daar's iets van 'n plig van die man teenoor sy huis, om ook dit in ag te neem. Die vyand is nie net daar deur ver buite nie. Die vyand is ook hier binne, in my eie hart, my eie sondige hart, en daar's iets van hoe jy die evangelie dan ook bedien aan jou vrou en jou kinders, met daai besef, dat hulle het 'n vyand aan die binnekant, die ou mens. Maar dan is daar ook, die vyand is ook die wêreld en die duiwel, en hulle wil indring, en op 'n geestelike vlak ook jou vrou en jou kinders verniel. So, wees oplettend op hoe die wêreld kan inkom in die huis in, en beslag lê op jou vrou en jou kinders se denke en emosies en se gedrag, dat hulle sê, hierdie vrou en hierdie kindertjies moet vir ons wees, hulle is ons sin. Ja, want uiteindelik is die harte die kosbaarste besitting wat jy het, is jou siel. Ja. En dat jou siel bewaar word. Ja. So, dis 'n fisiese en 'n geestelike beskerming, en die gevare is intern en ekstern. Daar's interne gevare, so jy moet na binne moet jy opbou en versterk. Dit moet 'n sterk huwelik wees, met sterk bande met jou kinders wees. So na binne toe moet jy fokus ter wille van die beskerming, maar ook ekstern, jy moet sorg dat nie ouens of iets is van buite af wat inkom in die huis in en skade maak of afbreek nie. So daar's 'n mooi prentjie wat jy kry uit Nehemia wat in verskillende kontekste vir my nogal aktueel is. En dit is dat in Nehemia is hulle besig om die muur te bou met 'n troffel in die een hand en 'n swaard in die ander hand. Ja. En daar's iets daarvan ook, as jy nou dink aan jou plig as man in die huis, is daar's positiewe opbouwerk wat jy doen in die huis, en jy het 'n swaard waarmee jy die gevare wil afweer. Ja. So jy moet besig wees met albei. Ja.
Ja, dit is mooi, so 'n mooi beeld. Goed, so as dit kom by die huwelik, opbou, jy moet haar lief hê, jy moet haar eer, daar moet gereelde gemeenskap met haar wees. As dit die breek is, jy moet nie enige verbittering toelaat om tussen julle te kom nie. Jy moet nie mekaar verniel nie enige man of ander man of vrou laat inkom in die huwelik nie. En haar nie net sien as 'n metgesel en gemeenskap weier nie. Ja. So daai is ook maniere hoe jy dan reg jou pligte nakom in die huis. Goed, so kom ons sluit af met hierdie hoofstuk deur die positiewe of die mooiheid van manlike hoofskap net uit te lig. So hoe mooi is dan hierdie manlike hoofskap? Ja, dit is iets pragtig, want dit is iets wat die Here gee. Nou, net weer as slot opmerking oor die vorige ene. Dis interessant, hy het gepraat oor beskerming, hy het nie gepraat oor voorsiening Ja, dis reg. hierdie deel nie. Nou, ek is nie seker hoekom hy dit oorgeslaan het nie, maar jy kan wel sien hoe die twee nogals regtig in mekaar ingeweef is. Ja. So om te beskerm moet jy ook voorsien, en as jy reg voorsien, dan is jy ook besig om te beskerm. So daar's ook iets van die twee wat mooi hand in hand gaan. So is maar net so een Ja, mooi opgetel. opmerking. So ek weet nie hoekom het hy dit nie Ja. ook soveel uitgepak soos die beskerming nie. Maar goed, so daar waar manne gaan, daar gaan die vroue en die kinders. En God het manne en vroue verskillend gemaak ten goeie, en dit is verwoestend vir 'n huis en vir 'n kerk en vir 'n samelewing as ons anders probeer leef as hoe die Here ons gemaak het. So 'n ander manier hoe mens dit kan sê is manlike hoofskap is 'n seën wat ons moet aanvaar, nie 'n straf waarvan ons ontslae moet raak nie. Ja. Die man is die verbondshoof, en hy is of 'n slegte of 'n goeie verbondshoof, maar hy gaan die verbondshoof bly. Dit beteken hy het pligte, verantwoordelikheid en gesag. Sy pligte is om te lei en te beskerm en te voorsien. Die feministe wil die man se pligte oorplaas op die vrou, en dan sit hulle eintlik op haar 'n dubbele las. Ja. Sy moet nou vrou en man wees, en 'n las waarvoor sy nie gemaak is nie. Sy is nie gemaak om die man se las te dra nie, soos wat die man ook nie gemaak is om die vrou se las te dra nie. So feministe wil die orde in die huis heeltemal tot niet maak en dit individualiseer. So elkeen het uiteindelik sy eie gelyke stem. Ja, so hierdie is eintlik dan hoe die mooi wat kom eintlik uit die regte manlikheid. En dit is waarvoor ons wil streef, is dat ons wil 'n gesonde samelewing, gesinne hê. En dit is die enigste manier hoe dit gaan plaasvind, is as manne wel daardie gesag wat hulle gekry het uitlewe en hulle verantwoordelikhede opneem. Nou, dit is nie altyd maklik in 'n sondige wêreld nie, maar die uitkoms is altyd mooi as dit dan ook in afhanklikheid gedoen word deur die Here. Ja. En weet hy sal ons daarin help. Ja. So net so laaste aanhaling waarmee ons kan afsluit van wat Zachary skryf. Hy sê, we live in a society that tears down male headship and thus tears down the family and civilization. Strong societies are built on strong families, and strong families are built on godly male headship. When a husband provides for his family, he frees up his wife to raise and nurse children and to care for the home. And when a wife cares for the home and children, she frees up her husband to work and be creative. Scripture shows a better way than feminism. Male headship is a good thing, a beautiful thing. This is God's design. It is not oppressive or overbearing. Male headship, properly exercised, is for the good of everyone.